Vanaand gesels ons oor 'n bedreiging wat al hoe meer mense raak en die kloning van jou persoonlike bank en ID-inligting. En saam met my vanaand weer het ons 'n boebaaskenner, Anthony Boucher, hoof van Mike Bolle se kubermisdaadeenheid. Hy gaan ons help verstaan hoe hierdie misdadigers te werk gaan, watter gevare dit vir jou inhou en watter stappe jy kan neem om jouself te beskerm. Goeienaand, Anthony. Hoe gaan dit met ons groot hoof by die kubermisdaad? Goeienaand, mens. Dankie vir die geleentheid. Nee, dit gaan lekker besig, jong. Dis 'n besige tyd van die jaar. Ja. Dit staan tel natuurlik op die tyd van die jaar en dan is die ouens soos ons het maar rond en bond staan. Ja, dis die silly season, nee. Verseker, ja. Jo, en ek sien hierdie groot holmaat wat oopgemaak het hierso by Clearwater Mall. Dis 'n massiewe plek, nee? Ja, nee, ek het hom nou nog nie gesien myself nie, maar ek kan dink, ja. Ja, so dis die eerste in Suid-Afrika en ek dink daarso gaan ook baie dingetjies daarso gebeur. Maar, Anthony, wat beteken dit prakties wanneer iemand jou bank of ID-inligting kloon? Dit is eintlik redelik eenvoudig, mens, maar die ding is, baie mense verstaan dit nie mooi nie. Ons kry mense wat ons daagliks op bel vir 'n eenvoudige ding, soos byvoorbeeld, hulle sal sê, hoor jy, my WhatsApp is gehack. En ons sien daagliks dat die mense nie die verskil mooi verstaan tussen kloon en hack nie. So ek dink ek gaan sommer die WhatsApp gebruik as 'n voorbeeld om dit te verduidelik, want dit maak dit lekker maklik om te verstaan. As jy nou gestel nou, jy kry nou 'n boodskap van 'n vriend af, wat nou vir jou sê, hoor hierso, ek het nou net van 'n ander nommer af 'n boodskap van jou gekry, en die boodskap sê nou so en so en so, en hier's 'n screenshot van die persoon. Nou kyk jy na daai nommer, en nou sien jy magtig, maar hulle gebruik my foto, hulle gebruik my naam, en hulle maak of ek is. Sure. En nou kyk jy daarna, nou skrik jy, nou dink jy, o genade, my foon is gehack. Maar dis nou nie die geval nie. Wat gebeur daar is, hulle kloon jou WhatsApp profiel. Nou dit word vir die rede gedoen dat hulle stel nie noodwendig belang in die inligting wat jy het nie. Hulle stel meer belang om te maak of hulle jy is, en dit sal nou wees vir 'n spesifieke doel. En gewoonlik is dit maar vir 'n vorm van finansiële gewin. Hulle sal of iemand wil scam met jou inligting, of hulle sal een of ander vorm van krediet wil kry met jou inligting ensovoorts. Nou net so gebeur dit as hulle jou identiteitsinligting steel. Hulle vat dit en hulle gebruik dit, met ander woorde, asof hulle jy is. En dit sal nou weer eens gebruik word om 'n vorm van krediet te kry. Dit hang af wat presiese identiteitsinligting hulle van jou het, maar daar is deesdae soveel verskillende maniere om daai inligting te bekom. En ek sal graag 'n bietjie meer daaroor wil uitbrei vanaand, want daar is foute wat mense maak op 'n daaglikse basis, wat agterlootige foute is, en is foute wat hulle nie noodwendig weet hulle maak. Maar dit kan lei tot baie groot skade, en dan het hulle geen idee waar die skade vandaan kom nie. Jy moet onthou, as jou identiteit gesteel word, die minder gevaarlike een is die een wat jy sien. Met ander woorde, dis daai Facebook profiel wat jy sien met jou inligting op, of die WhatsApp wat jy sien met jou inligting op. Daai is soos hulle sal sê, die klein hondjie. Dis die een waarvoor jy nie regtig hoef te vrees. Die een waarvoor jy moet vrees, is die een wat jy nie sien nie. Dis die een wat jy nie van weet nie. Dis die een wat veroorsaak basies dat jy eendag 'n oproep kry en uitvind jy het 'n bankrekening met skuld en jy weet nie van hom. Of daar's 'n kar op jou naam gekoop en jy het nie daai kar. En dit is die gevaarliker een. Dit is die een wat jou presies kan skade laat lei op 'n baie groter skaal. En daardie word gedoen op spesifieke maniere, en soos ek sê, ek sal daarop wil uitbrei. Asseblief, jy kan aangaan, Anthony. Ja, so as dit kom by jou identiteitsinligting, dan onthou dit begin altyd op 'n punt. Met ander woorde, die krimineel het 'n spesifieke ingangspunt wat hy gebruik om jou inligting te bekom. En jy sal nie glo nie, maar meeste van hierdie inligting word bekom deur goed wat mense elke dag doen. En dit sal nou wees soos om 'n rekenaar te laat regmaak, op 'n selfoon in te vat vir 'n herstel op 'n skerm wat gekraak het, of 'n
speaker wat nie meer lekker werk nie, ensovoorts. Kyk, daar is hordes selfoonwinkels daar buite. Jy hoef net deur jou middedorp te loop om te weet hoeveel selfoonwinkels daar is. Net so is daar soveel rekenaarwinkels wat herstelwerk doen op jou selfone en jou rekenaars. Nou, ek kan nie veralgemeen sê almal is so nie, maar daar is definitief, en ons ondersoeke het al gewys, dat daar definitief van daardie instansies is, wat daarop uit is om inligting te bekom van mense, eerder as om die diens te bied. En wat hulle doen, is baie eenvoudig. Jy kan as jouself dink, wat is alles op jou rekenaar? Jy weet presies wat jy alles op jou rekenaar doen, wat se inteken besonderhede jy daarop het, wat se e-posse jy daarop het, wat se inligting van jou daarop beskikbaar is. Nou as jy jou rekenaar invat om reg te maak, nee, en jy vat hom na 'n instansie toe wat hoe kan ek sê, bymotiewe het, dan hierdie instansie wat hulle doen is, onthou jy skep hulle jou wagwoord, want hulle het hom nodig om die rekenaar aan te sit. Jy vul 'n vormpie in met jou naam, jou van, jou telefoonnommer, jy draai om en jy loop. Daai instansie kan daai harde skyf van daai rekenaar uithaal en hulle kan hom kloon. Dit vat nie baie lank om te doen nie. En as daai harde skyf gekloon is, dan sit hulle die harde skyf terug. Hulle herstel jou probleem sodat jy nie 'n vermoede moet kry dat iets fout is nie. En jy kom haal jou rekenaar weer en jy gaan. Sure. Wat jy nie weet nie is, daai harde skyf word dan gevat, hy word in 'n ander rekenaar gesit, en as hulle hom aanskakel, dan is hy 100% 'n kloon van jou rekenaar. So wat nou gebeur is, elke e-pos wat jy ontvang, kom deur op daai rekenaar ook. Elke paswoord wat jy gesave het in jou browser, word outomaties op daai rekenaar ook gesave. So alles wat jy op jou rekenaar het, kan hulle dan bekom. Dit sluit in foto's, dit sluit in video's, dit sluit in paswoordinligting, dit sluit in webtuistes wat jy by aangesluit het, dit sluit in basies alle privaat inligting van jou wat op daai rekenaar is. Nou, ek meen, as jy nou regtig moet gaan sit en dink daaroor, nee, dan kan jy dink wat 'n skade kan 'n persoon berokken met so iets. En nou het hy daai inligting, en al wat hy nou nodig het, is hy basies net nodig om die inligting te sentraliseer en te fokus in 'n spesifieke rigting. Onthou, hoeveel van ons het 'n ID-kopie van ons wat gestoor is op 'n rekenaar? Nee, dit is definitief amper 100% die geval. Ek meen, weet jy hoeveel e-pos rekeninge kan ek nou vir jou sê, gaan maak hom oop, gaan na die sendbox toe, gaan kyk na die attachments, en wat gaan jy daar sien? Jy gaan 'n ID-kopie sien, jy gaan bankstate sien, jy gaan finansiële state sien as dit 'n besigheid is, ensovoorts. Nou daai inligting het jy nou basies in iemand anders se hande gesit, en jy weet dit nie eers nie. Dis die gevaarlike deel. Hy het nie nodig gehad om jou te hack nie, hy het nie nodig gehad om wagwoorde by jou te steel nie, hy het nie nodig gehad om in te breek nie. Hy het basies dood eenvoudig gesit en wag, en jy het na hom toe geloop en dit vir hom gegee. So wat hy nou doen is, nou sit hy en hy moniteer jou e-posse, en hy hou dop, wat vir tipe inligting gaan in en uit, wat se e-posse word ontvang in terme van sê maar faktures wat ontvang word of bestuur is, en nou kan hy besluit. Hy kan nou sien reg, jy's nou 'n besigheid, en jy is nou besig om te kommunikeer met iemand daar buite, en jy wil 'n groot park aankoop vir jou besigheid, en nou wag hy sit nou rustig en wag om te kyk, hy volg hierdie gesprek soos dit hy loop. En sodra dit op die punt kom, waar hierdie instansie nou vir jou sê, reg, hier is die bankbesonderhede, jy moet die betaling maak, dan breek hy daai e-pos, en hy maak seker hy verander dit, en hy maak seker jy sien iets anders. Nou natuurlik sy bankrekening besonderhede. Sure. En op so 'n manier betaal jy geld oor, en glo my as ek vir jou sê, dit kan groot geld wees. Die sake wat ons ondersoek is enige iets van R8,000 tot op omtrent R9 miljoen. So verloor jy nou geld op daai manier. Maar daar's ook ander maniere. Onthou, as hy nou jou sit en dophou en hy sien, ag maar hierdie is nou nie 'n groot besigheidsman nie. Dit is maar net iemand wat werk vir 'n klein besigheid en hy verdien 'n matige salaris en jy weet, jy sien nie vreeslike excitement in sy lewe nie. Al wat jy dan hoef te doen is jy gaan en jy kan kyk na goed soos wat is sy kredietskoor? Is hy kredietwaardig?
Nee, en wat hy dan doen is weer eens, hy gaan kry daai kopie van jou ID wat jy hom toegang tot gegee het basies. Hy gaan en hy gaan kry bankstate wat hy weer eens toegang tot het en hy gaan doen aansoek onder jou naam vir iets. Nou, 'n ander ding wat hy ook kan doen is hy kan gaan kyk na aanlyn rekeninge. En ons het so 'n saak redelik onlangs gehad waar 'n persoon se aanlyn beleggingsprofiel net skielik by ingelog is, die bankbesonderhede is verander en R700 000 is uitbetaal. Hy het geen idee hoe dit gebeur nie. Die instansie is onder die indruk dit was hy wat dit gedoen het. Hulle het die geld laat gaan en daar sy geld weg. Geen verduideliking nie, geen idee hoe dit gebeur het. En ek kan nou al vir jou sê dit is so iets. So hierdie is goed wat op 'n daaglikse basis gebeur. Ek meen amper almal van ons het op 'n of ander stadium al 'n rekenaar laat regmaak erin. Amper elkeen van ons het al 'n selfoon ingepak om reg te maak ergens. En dit is redelik eenvoudige goed. Nou, soos ek sê, ons dink altyd aan die basiese dinge, so jy moet 'n paswoord op jou foon hê, jy moet die hê, jy moet daai hê. Maar hierdie passwords en inligting beteken basies niks as jy daai selfoon vat en jy gee hom vir iemand wat jy nie kan vertrou nie, wat jy geen idee het van waar hulle regtig is, wie hulle regtig is en of hulle regtig geakkrediteer is om te doen wat hulle sê hulle kan doen. Jy gee daai inligting vir hulle, jy sê hier's my paswoord en jy draai hom en jy loop weg en jy kom oor 2 ure terug om die ding te maak. Daar kan baie gedoen word in daai tyd en mense ly baie groot skade as gevolg van dit. En dit is nalatig, maar soos ek sê, dis daai tipe nalatige fout wat mense nie noodwendig weet hulle maak. Sjoe, Anthony, maar dit is 'n groot hond wat byt daar. Dis nie 'n puppy nie, né? Ek bedoel, die skade kan, soos jy sê, kan in miljoene rande beloop. As jy nou jou rekenaar invat of jou foon invat, en jy weet nie dis 'n reputable company, 'n akkrediteerde company nie, wat kan jy dan doen voordat jy dit invat om jouself te beskerm? In so 'n geval wat ek sal doen, mens, is ek sal altyd as dit nou op 'n rekenaar is, sal ek 'n tweede user account create en ek sal met daai tweede user account sal ek dan nou basies die rekenaar ingee. Op my hoof user account sal ek my wagwoord veilig hou en ek sal hom nie vir hulle gee nie, sodat hulle basies na die rekenaar kan kyk, maar nie toegang tot my sagte ware het nie. En hulle het nie toegang tot my inligting nie. Daar is gevalle waar jy nie dit kan doen nie, met ander woorde waar die probleem fisies op jou user rekening lê, met ander woorde binne in die sagte ware wat jy gebruik. En wat jy dan in so 'n geval doen, is dan maak jy seker daar waar jy die ding ingee, jaag jy nie net die beste prys nie, maar jy kyk na sekere dinge, soos in die eerste plek, is daar kameras waar die persoon werk. Dis een van die eerste goed wat ek na kyk as ek 'n ding invat om te herstel of iets is. Is daar kameras waar die mense werk, sodat ek later van tyd kan teruggaan en sê, hoorie, ek wil asseblief sien wat daar gedoen is aan my goed. Jy kyk dat jy, soos ek sê, dat jy hom invat na 'n instansie toe wat daarom nou 'n wagbord lyk. Verstaan, ek meen, daar's nou nie 'n padkaart nodig vir jou. Soos Matrix. Hierdie mense lyk 'n bietjie sketchy op. Ja, soos Matrix. Matrix is 'n plek waar jy jou goed kan invat. Ja, oor die algemeen is dit dit is 'n plek wat geakkrediteer is. Dit is 'n plek wat deur 'n franchise gemonitor word. Ek sê nie dat daar kan nie bedrog plaasvind nie. Ja, dit kan maar oral gebeur. Die is baie skrale. Ja. Dat so iets wel sal gebeur. Ja. Sure. Weet jy, ek kry skoenhoendervleis wat jy nou vir ons vertel. Dit kom by jou selfoon, mens. Baie min mense weet dit ook, maar jou Android selfone het 'n maintenance mode wat jy jou foon in kan sit voordat jy hom ingee om te laat werk. Daai maintenance mode sit basies toegang af tot al jou privaat inligting en dit maak dat die foon getoets kan word en kan funksioneer vir die toetssiklus, maar dat daar geen toegang tot jou inligting is nie. Ons sal op 'n stadium 'n projek uitsit wat die maintenance mode ordentlik verduidelik en wat jy moet doen as jy jou selfoon inhandig, voordat jy hom inhandig, om seker te maak jou inligting is veilig. Sure.
So, watter rooi vlaag kan 'n gewone persoon opmerk dat hulle inligting dalk reeds misbruik word? Een van die eerste dinge wat jy kan doen, is om gereeld na jou kredietprofiel te kyk. Baie van ons doen dit nie, vir verskeie redes, maar ek dink die hoofrede is maar net in vorm van nalatigheid. Die feit dat ons op autopilot is en maar net aanvaar alles is reg daar buite. Wat 'n ou moet doen is kyk ten minste een keer 'n maand na jou kredietprofiel. Trek hom, daar's baie instansies waarby jy hom kan trek en kyk spesifiek onder die afdelings previous inquiries. Dit nou waar jy kan sien hoeveel mense het al aangevra vir jou goed. En dit is ook waar jy byvoorbeeld sal kan opmerk as daar 'n instansie is wat jou inligting getrek het, maar jy het nie daarvoor aansoek gedoen nie. So dit is 'n baie goeie kenteken en dit is baie hoe kan ek sê dit is baie insiggewend ook om te sien. Dit gee ook daai hoe kan ek sê dit gee daai voorsprong om dadelik te weet as iets fout is of voordat iemand jou skaap. As jy dit gereeld dophou en jy maak seker jy hou 'n hand op dit, dan behoort jy jouself redelik veilig te hou. Die ander ding is, en baie min mense doen dit ook, en dit is, gaan Google jouself op 'n gereelde basis. Gaan en van sit jou naam en jou van in en Google jou en kyk wat kry jy. Want daar is gevalle gewees waar ons deur 'n eenvoudige Google search vir 'n persoon kon wys, kyk hier, hierdie mense kloon jou besigheid of hulle kloon jou profiel. Ja. Daar's ander profiele met jou naam op. Jy kan gaan kyk. Gaan op Facebook en search vir jou naam en van op search vir jou besigheid. En kyk wat se plasings word daar oor jou besigheid gemaak of oor jou. En op so 'n manier kan jy dophou wat aanlyn gebeur wat jou naam behels of jou besigheid se naam behels. En dit is basies, dit is 'n baie goeie manier om ahead of the trend te bly, met ander woorde. Ja. Om een voor te wees en om seker te maak as daar iets is dat jy eers daarvan uitvind. Anthony, kan jy 'n voorbeeld deel van 'n tipiese saak wat jy ondersoek het en hoe het dit die slagoffer geraak? Ek kan 'n voorbeeld deel, daar's eintlik 'n hele paar, maar interessante een wat goed van toepassing sal wees hier, is juis 'n kliënt van ons wat uit Suid-Afrika uitgetrek het, uit Amerika toe vertrek en uit daai kant begin werk. Nou so het hy teruggekom met elke vakansie Suid-Afrika toe en dat hy nou maar kon kuier vir die familie en hy het sy ding nie gedoen. En wat nou gebeur het daar is hy het met een spesifieke terugkoms laat. Toe word hy gebel toe hy sy Suid-Afrikaanse foon aansit. En toe sit nou 'n instansie wat wil weet wanneer betaal hy sy skuld. Hy het toe die skuld natuurlik gaan query want hy het nie daarvan geweet nie. En hulle het hom toe nou laat weet, hoorie, maar jy het nou al 3 maande gelede het jy nou hierdie rekening oopgemaak en die rekening het nou al 'n balans van dit was om en by R150,000 beloop. Hy het nou op daai manier uitgevind dat daar bedrog op sy naam was. Hy het toe dadelik die basiese gedoen en dit was om na sy bank toe te vind in Suid-Afrika om daar te kom om te probeer uitvind wat gaan aan. Toe hy by sy bank kom te vind hy uit, maar hoor jy, daar's nog R400,000 daar geleer op sy naam. My Hy het toe gegaan en hy het gaan kyk in Suid-Afrika waar hy sy dokumente stoor, hy het al sy dokumente daar gekry en hy het besef, hoorie, maar my dokumente is nie weg nie. Niemand het toegang tot enige van my goed gehad nie, so hoe het hierdie gebeur? En op so 'n manier het hy toe nou basies sy kredietprofiel gaan trek. Hy het meer en meer uitgevind en op die einde van die dag het hy toe basies so net onder R1 miljoen skuld gehad wat gemaak is. Buiten vir die feit dat sy dokumente ook nou nog gebruik was om by private instansies goed aan te koop op rekening. So wat hulle doen is hulle gaan nie net en maak skuld op jou naam, op jou profiel, jou kredietprofiele, byvoorbeeld by banke en so. Hulle sal privaat besighede ook kontak en sê, hoorie, ons wil sê nou maar, wat was dit in daai geval? Dit was, ek dink amper dit was springkastele geweest. Ons wil springkastele aankoop, op hier, en dan hier hulle springkastele op jou naam, gaan laai dit op met 'n gehuurde voertuig, vat die springkastele nooit terug nie, en wat doen daai instansie?
Hulle spring op Facebook, hulle gaan na die polisie toe en wie gee hulle aan? Hulle gee vir jou aan. En in so 'n geval, jy weet, vind hy toe nou uit, daar's kriminele sake teen hom gemaak. Daar's hoeveel rande se skuld wat hy het ensovoorts. En hy was nie eers in die land teenwoordig gewees toe dit gebeur het. En hierdie soort van goed weer eens, soos ek sê, dit is die krimineel sit partykeer en wag. Onthou, dis nie te sê hy steel vandag jou ID-dokument en môre begin hy met dit misdaad pleeg. Daar's gevalle waar hulle hierdie dokumente kry en waar hulle dit vashou vir 'n jaar, 2 jaar voordat hulle die geleentheid sien om op te tree daarmee. En onthou, hulle kan goed doen soos om jou dop te hou. Met ander woorde, as dit nou 'n ID-dokument is en 'n bankstate en hulle wil gaan skuld maak op jou naam. Wat hulle doen is hulle hou dop vir 'n lang tyd. Met ander woorde, hy sal presies sien deur maandeliks na jou kredietprofiel te kyk, sal hy sien, hoorie maar, jy's nie nou in 'n goeie posisie om 'n lening te kry nie, so hy sal nie probeer. Want daai spesifieke krimineel weet, hy wil R500,000 hê, hy wil nie R20,000 hê nie, en jy gaan nou net vir 20 kwalifiseer, so hy gaan 'n bietjie wag. Jy weet, hulle is nie soos die gulsige straatkrimineel wat gaan vir 'n selfoon, maar hy sal 'n ring opgryp as hy moet. Hulle sal vat wat hulle absoluut wil hê uit die ding uit, en jou kuberkriminele is baie meer geduldig en hulle is baie slimmer as wat jou standaard straatkrimineel is. Sure. Ja nee, lyk my, hulle is regtig baie slim kriminele, nee. Die groot ding is, mense, dit gaan nie noodwendig oor slim nie. Dit gaan meer oor, hy ken jou toestel. Ja. Nee, jy moet onthou, jou kuberkrimineel, nee, ken die rekenaar, hy ken die sagteware, hy weet wat dit kan doen en hy weet wat dit nie kan doen nie. Dieselfde met jou selfoon, hy ken die selfoon, hy weet wat die foon kan doen en hy weet wat hy nie kan doen nie. En die probleem is hy het nie nodig om vreeslik slim te wees. Hy moet net meer weet as wat jy weet. Want onthou, as jy nie weet dat ek verby jou kan loop, aan jou gatsak kan raak met iets baie vinnig, nee, en ek loop weg met R500 van jou. As jy dit nie weet, nee, dan gaan jy nie weet hoe om uit te kyk daarvoor. Ja, sure. Verstaan? En dit is wat hulle doen. Hulle loop letterlik met tapmasientjies rond en tap bankkaarte. En jy sal nie glo hoeveel geld maak hulle so dan. Sure. Wat 'n basiese veiligheidsmaatreëls kan luisteraars vandag al implementeer om hulle self te beskerm teen so ietsie? Wat is die basiese veiligheidsmaatreëls? Die basiese reëls, en snaaks genoeg eintlik is, die banke gee hierdie inligting vir 'n ou die dag as jy jou kaart gaan haal. Maar ons doen maar wat ons almal doen, en dit is jy haal die kaart uit die koevert uit en jy gooi die res weg. Nou, die ding is, die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet 'n ordentlike pin vir jou kaart hê. Onthou, ons is verby die tyd en verby die era waar geboortedatums gebruik kan word. Ons is verby die era waar jy karregistrasienommers kan gebruik as 'n bankpin. Nee, dit is net nie meer so nie, want onthou, die eerste ding wat ek doen as ek jou bankkaart het, is ek gaan en ek gaan trek jou profiel. Nou as ek jou profiel het ek jou ID-nommer, so jou geboortedatum is klaar gekompromiseer. As ek jou profiel het, weet ek wat se voertuie ry jy. So ek het klaar die nommerplate, so dis uit. Ja. So, soos ek sê, daai tyd is verby. So, kies ordentlike sterk pinkodes vir jou bankkaarte. Kies lae limiete vir jou bankkaarte. As jy tap op jou bankkaart aan het, maak seker tap is aan en die pin is geaktiveer vir enige bedrag op daai kaart. Party kaarte kan jy net van 'n sekere bedrag afstel, en ons van die kaarte waarvoor jy fisies moet ingaan bank toe om te sê, hoor jy, ek soek 'n spesifieke pin op hom vir 'n spesifieke bedrag. En hulle kan dit vir jou gee. So, maak seker dat daai soort van maatreëls gevolg is. Maak seker dat jou selfoon reg gestel is. Ons het nou al oor dit gegaan in vorige gesprekke, maar maak seker dat jou kodes op jou foon veilig is. Maak seker dat jou foon so gestel is dat hy lok as jy van hom af wegloop.
Maak seker dat hy so gestel is dat as jy die knoppie druk om hom af te sit of die skerm dood te maak, dat hy dadelik lok. En daar, jy kan nie meer met 'n foon rondloop wat jy tot eenvoudig net kan swipe en hy's oop nie. Jy kan nie dit doen nie, dit werk nie so nie. Soos ek sê, daai tyd is verby. Jy moet jou inligting beskerm, jy moet seker maak jou wagwoorde is sterk, jy moet seker maak two-factor authentication is aan, en jy kan ook nie dat jou two-factor authentication na jou SIM-kaart toe gaan nie. SIM-kaart bedrog is definitief iets wat nog elke dag gebeur. Dis nie, baie mense dink dit gebeur nie meer nie, maar dit gebeur elke dag. Ons het weer in die week 'n geval gehad waar 'n dame se SIM-kaart afgegaan het. Hier in die middel van die dag het sy skielik net gesien sy het nie meer netwerk nie. En teen die tyd toe dit nou aand raak, toe raak sy nou bekommerd want daar het nog steeds nie netwerk nie. Dat die foon al gerestart en sy bly sien die netwerk is weg. Sy het toe ingebel van 'n ander foon af en sy het toe uitgevind daar's 'n SIM-swap op haar foon gedoen. En die eerste ding toe sy ons kontak wat ek haar vra is, het jy jou bankrekeninge gevries? Want onthou hulle gaan nie jou SIM-kaart kloon of swap vir net omdat hulle van jou nommer hou. Verstaan, hulle doen dit vir 'n rede. Hulle wil toegang tot jou banke hê. Daar's altyd 'n finansiële oogpunt wat hulle agter dit het. En weer eens soos ek sê, dit is as jy two-factor authentication aan het, jy kan nie dit op jou SIM-kaart hê dat dit op 'n SMS deurkom. Jy moet two-factor authentication applications gebruik. Google is 'n goeie een en Microsoft is ook 'n goeie een. Jy moet dit gebruik. As jy verskillende wagwoorde het vir jou verskillende rekeninge wat ons voorstel jy doen, en dan gebruik 'n password manager om dit alles in te stoor. Moenie maak soos wat die mense gemaak het 'n paar jaar terug en waar daar baie is wat dit nou nog doen. En dit is om jou pinkodes ensovoorts sommer in jou kontaklys op jou foon gestoor. Weet jy of jou fone gaan ek deur, dan gaan ek net in die kontaklys in en ek gaan tik Absa, Standard Bank, FNB, Capitec en dan sien jy hier lê die kaart se pin gestoor onder 'n kontak. Jy kan nie dit doen nie, want dit is die eerste ding wat die krimineel doen as hy daai foon in sy hand het. So 'n ou moet kyk na daai tipe goed. Maak seker dat jy as jy jou banking apps op jou foon het, dat al 'n limite in plek is. Dat jou limite nie so gestel is dat as hy foon gegryp word terwyl hy oop is, dat iemand iets kan transpreit om uit en dat hulle al jou geld kan steel. En so ook met jou bankkaarte. Hou jou limite laag genoeg dat jy maklik kan regkom met wat jy in 'n dag moet doen, maar moenie dit so stel dat jy basies jou helfte van jou salaris op 'n dag kan trek nie. Nie as jy nie weet dit is wat jy doen nie. Want op daai manier maak jy dit daarom daai een stap moeiliker deur die limiet laag te hê. Ja, vanaand die tyd van die jaar, wanneer die mense begin 13e checks en 14e checks te begin kry, nee. Dit is seker dan vier dit seker hoogtyd. Seker ja. En kyk, daar's twee redes hoekom misdaad optel in hierdie tyd. Die een rede is die krimineel weet die mense gaan meer geld hê. Ja. Die tweede rede is die mense weet hulle gaan meer geld hê. Nee, en dit is so eenvoudig soos dit. Want wat gebeur die oomblik as jy weet jy het baie geld? Jy raak roekeloos. Dit is die standaard ding wat ons sien onder die mense. Hulle raak roekeloos. Hulle is nie meer so bekommerd oor sekere dinge nie. Hoe kan ek sê, hulle sal dit wat hulle deur die jaar toepas, sal hulle laat gaan in Desember. Hulle sal al die pad tot op Black Friday, sal hulle self veilig hou in elke aspek moontlik. En op Black Friday, dan stap hy met R20,000 kontant binne in Cayman, en dit word uit sy sak uitgesteel, en dan vra hy hoekom. Sure. Ja, en dit is soos jy sê, nee, then the holiday mode starts, die vakansie mode begin dan is jy's nie meer so paraat soos jy gewoonlik is nie, you let your guard down, is ek reg? Verseker ja, en onthou nee, 'n krimineel is hy kyk altyd vir 'n geleentheid. En die geleenthede waarvoor hulle kyk altyd vir die maklike geleentheid. Jy gaan nie sommer sien
nee, dat 'n ouetjie langs die pad wat nou 'n selfoon wil steel, nee, na 'n 7 voet 2 180 kg man toe hardloop en sy selfoon uit sy hand uit probeer gryp. Nee, jy gaan dit nie sommer sien nie. Ja. Wat jy wel gaan sien, is jy gaan sien dat hy na die ou tannie toe hardloop. Ja. Wat nie eers lekker kan loop nie, wat moet fokus op hoe sy loop en nie fokus op waar haar selfoon is nie. Jy gaan sien dat hy na die ma met die 2 kindertjies wat moet sukkel en haar aandag is afgelei met die kinders. Jy gaan sien dat hy na haar toe hardloop en 'n selfoon probeer kry. Net so in die winkels gaan jy sien dat hulle agter die persoon aanloop wat sy selfoon in sy gatsak dra en nie die een wat sy selfoon ordentlik voor in sy broeksak diep ingedruk is. Ja. Jy kan sien dat hulle agter die persoon aanloop as dit nou kom by die stopstraat. Hulle gaan agter die kar aangaan wat sy venster oop is en die ou sit op sy selfoon en hy let nie om wat om hom aangaan nie. Hulle gaan daai een volg. Hulle sal nie die een volg wat sy selfoon in die konsol is en hy praat op sy speaker ordentlik soos hy moet en sy venster is toe en die aircon is aan of die venster is net groot oop genoeg vir hom om lig te kry. Verstaan, hulle teiken die maklike teiken. En dis hoekom hierdie tyd van die jaar is daar meer mense wat by mekaar drom in die eerste plek en dit maak maklike teikens. En in die tweede plek, daar's meer mense wat se aandag afgelei word deur ander goed en hulle let nie op om hulle soos dit hulle oor die algemeen sal doen. Daar's meer mense in die winkel, so outomaties is jou aandag meer versprei. Daar's meer specials, jy is besig om te kyk na 3 verskillende cornflakes wat almal R3 goedkoper is as enige ander tyd van die jaar. En jy kyk nie na waar jy jou beursie dra of nie. So, daar's baie voorbeelde wat 'n ou kan gee, maar op die einde van die dag, die groot en die belangrikste ding om te verstaan is dat as jou aandag nie konstant om jou gefokus is, en jy let op waar jy gaan, die mense wat om jou beweeg, hoe die optrede van die mense om jou is, en in watter situasies jy jouself sit, dan gaan jy op een of ander stadium, gaan jy 'n stel aftrap. Ja, en hoe werk julle eenheid, Anthony, saam met die banke en die polisie om hierdie misdade te bekamp? Die groot ding, mens, is bewusmaking. Ons doen vreeslik baie werk om bewusmaking te doen vir al die tyd van die jaar. Ons het ons taakspanne wat saam met die banke werk, ons het ons taakspanne wat saam met die polisie werk, wat doelbewus kyk na nuwe maniere hoe misdaad gepleeg word en hoe dit bekamp kan word. Ons doen baie goeie werk saam met baie eenhede. Daar is nog gewillige polisiemanne in die land wat baie goeie werk doen. En hulle is daarop uit om 'n verskil te maak. Maar die groot ding is die enigste manier hoe jy misdaad werklik kan breek, is deur ordentlike bewusmaking en om seker te maak dat die mense wat slagoffer sou wees, slimmer is as die krimineel, sodat hulle hom kan sien kom en dat hy hulle nie sien kom. Sure, ja. Ek wil net ook vir die luisteraars vra, as julle, ek kan sien daar's 'n paar wat op die WhatsApp groep is, en dan weet ek daar's heel wat luister, maar as julle spesifieke vraag het vir Anthony vanaand, is julle welkom om dit op die WhatsApp groep te sit. Nou Anthony, wat is jou raad aan iemand wat vermoed hulle inligting is gekloon? Die eerste ding wat jy moet doen is om in die eerste plek te bevestig dat dit wel die geval is. En soos ek gesê het, jy kan dit doen deur 'n paar dinge te doen in die eerste plek. Dit is om jou kredietprofiel te gaan nagaan, om jouself te gaan Google, te gaan kyk wat gaan op die internet aan oor jou ensovoorts. En om dan seker te maak dat jy, as dit 'n spesifieke instansie is wat geteken is, om hulle te laat weet so gou as moontlik. As jy dit hang af wat se inligting van jou in gedrang is, maar as jy vermoed dat jou SIM-kaart byvoorbeeld gekloon is of dat hy deur 'n SIM-swap afgevat is by jou, maak seker dat jy jou bankprofiele en enige iets anders wat aan daai SIM-kaart verbind is, dadelik vries, van eerder deur daai ongemak om te moet ingaan bank toe en 'n dag daar te gaan sit om alles weer reg te maak. As wat jy dink, ag nee, niks sal gebeur nie, jy ignoreer dit, en jy moet my môre bel en vir my sê, hoorie, my pensioen is gesteel.
Verstaan, dis belangrik om daai klas van dinge te doen en die ander ding is ook as dit aanlyn is, maak seker mense weet wat se profiele van jou die regte profiele is. Gaan een keer 'n maand of een keer elke 2-3 maande stuur 'n boodskap uit aan jou kontakte waarin jy vir hulle sê, hierdie is my Facebook profiel, hierdie is my Instagram profiel, hierdie is my YouTube of wat ook al jy dan anders gebruik en hierdie is my selfoonnommer. Ek het geen ander nommers nie, ek sal geen ander nommers kry nie en as ek doen sal ek jou in 'n ordentlike professionele manier kontak en vir jou sê. Jy moet dit doen veral as jy 'n besigheidspersoon is of as jy in 'n professionele veld werk en jy sien gereeld mense of werk gereeld met mense. Dis belangrik om dit te doen sodat mense weet hoe jy kommunikeer in die eerste plek, dat dit altyd professioneel is en in die tweede plek dat hulle weet waarom jou aan die hande te kry en dat as hulle dan nou met ander woorde iets anders oor jou sien of 'n ander profiel oor jou kry, dat hulle weet dit is nie die regte een nie. En dan Anthony, dit bring my dan by die ATM, wanneer die mense sommer so om jou drom, wanneer jy by 'n ATM is. Hoe en jy weet, wat se sekuriteit en wat se beskerming kan jy jouself bied by 'n ATM, vernaam as iemand jou aandag wil aflei? Groot ding daar is om in die eerste plek altyd gefokus te bly, om na ATM-masjiene toe te gaan wat in ordentlike gebiede is. Ek verstaan dis nie altyd moontlik nie, maar kyk altyd maar vir 'n masjien wat in 'n goeie beligte gebied is. Moenie dat iemand jou aandag aflei as jy by 'n masjien is. As jy besig is om geld te onttrek, moenie wegkyk as iemand met jou praat nie. Moenie toelaat dat iemand wat aan jou skouer kom aandag te kry of wat ook al jou aandag aflei. As dit die geval is dat jy agterkom, jy's in 'n posisie waar jy dink daar word met jou gebors of jy dink daar gaan op een of ander manier hulle gaan toegang probeer kry tot jou goed, kanselleer die transaksie, trek jou kaart uit en stap weg en gaan na 'n ander ensovoort. Moenie jou kaart onder jou oë laat uitgaan nie. Met ander woorde, hou altyd jou kaart by jou. Deesdae is dit so gemaklik met die tap en hulle gee deesdae vir jou die kaart of die kaartmasjien aan dat jy self die ding doen. Moenie vir gemak gaan eerder as veiligheid deur te sê nee man, hier is die kaart, doen dit gaan nie. Hou die kaart by jou, hou hom altyd onder jou oë. Soos ek sê, kyk altyd dat jy jou pinkode insit onder beskerming, kyk altyd na die slips en van altyd na masjiene toe wat jy vertrou in die eerste plek. Kyk na die masjien voordat jy jou kaart en jou goed insit, dat daar niks snaaks is nie, dat daar geen losparte hang of enigiets van daai aard nie, en dan behoort jy veilig te wees. Anthony, hoe veilig is dit om jou met jou foon te tap, om te betaal met jou foon? Dit is veilig, mens. Kyk, die link wat jy doen met jou foon, om jou kaart op jou foon te kry, is veilig, dit word met jou banking app gedoen. As jy op enige manier onseker voel van die tegnologie of presies wat dit kan doen of presies wat dit toelaat, moet dit nie gebruik. Kry jouself eerder ingelig. Met ander woorde, skakel ons eerder, laat ons vir die nodige inligting gee. Daar's 'n goeie kans dat ons 'n projek of 2 sal hê wat ons vir jou kan stuur wat jy eers kan lees. Of gaan na jou bank toe en sê vir jou bank, hoor jy, ek wil hierdie doen, maar ek wil weet presies wat is die limite en presies wat kan fout gaan, wat kan gebeur, sodat jy die risiko's weet en dat jy dit ken. Maar om met jou foon te werk, om te tap, dit is basies omtrent dieselfde veiligheid as wat jy het met 'n bankkaart. En dan Anthony, ons het daarom nog tyd. Jou tips vir die komende vakansie aan ons luisteraars, om hulle self te beveilig op vakansie. Dit is nou weer eens eintlik 'n moeilike terrein, want wanneer jy met vakansie gaan, wel meeste mense wat, kan ek sê, in 'n geseënde genoeg posisie is om dit te doen, gaan daarom gereeld na verskillende areas nie. Nou, as jy na 'n plek toe gaan wat jy nie ken nie, dan is jy outomaties buite jou gemaksone. So,
Wat jy moet doen wanneer jy buite jou gemaksone is pas ekstra sekuriteitsmaatreëls toe. Die een ding wat ons definitief sien optel in vakansietye is vermiste persone, veral kinders. So hou jou kinders onder jou oë, hou jou voertuie onder jou oë. Moenie as jy in 'n posisie is waar jy sien jy gaan jouself in gevaar sit om eiendom te beskerm. Moenie eiendom beskerm en jou lewe daarvoor verloor. Dit klink nou 'n vreemde ding om te sê, maar daar is nou al gevalle gewees waar mense doodgesteek is langs die pad vir 'n selfoon, omdat hy nie die selfoon wou laat gaan nie. 'n Mens kan 'n situasie lees en jy weet wanneer jy in 'n posisie is om 'n ding te beskerm of nie. Probeer eerder as jy kan om daai situasie heeltemal te vermy, deur nie rond te loop met blinkjuwele en selfone wat uithang en daai klas van ding. Probeer om nie alleen na plekke toe te gaan wat jy nie ken nie. Probeer om nie op ongeleë tye, met ander woorde, na die son gesak het, rond te loop in strate wat jy nie ken. Maak altyd seker jy vra rond. Jy kan gewoonlik maar by 'n jy sal altyd daai een kafeetjie kry wat nou al 400 jaar op baie spesifieke hoek sit. Vra eerder daar rond, waar is dit veilig om te gaan? Wat is strand is die veiliger een hier rond? En doen nie moeite om seker te maak jy hou jouself en jou geliefdes veilig en beskerm jou eiendom deur situasies te vermy waar jy dit onnodig ontbloot en waar jy onnodig inligting oor jouself bekend maak daar buite aan vreemdelinge. Bux het iets so hier op WhatsApp gesit. Hy sê op 'n ernstige noot, ongeveer 3 jaar terug het ek my foon verloor. Met 'n moersige sukkel moes ek noodgedwonge 'n nuwe nommer kry. Maar volgens Celsius was my nommer tydens die voorval al 'n jaar gelede aan 'n ander persoon toegeken. Needless to say, ek mag nooit weer by Celsius se hoofkantoor kom nie. Was amper toegesluit. Ek het my ou nommer al 'n paar keer gebel en geen antwoord nie. So ja, dit is wat Bux sê, wat het met hom gebeur. Daar is baie sulke gevalle. Soos ek sê, ons het nou vroeër die week 'n geval gehad waar 'n SIM-swap gedoen is. En kyk, die netwerke is nie altyd vreeslik behulpsaam nie. In hierdie spesifieke geval ook, is daar eerstens toe die persoon die netwerk kontak vir die persoon gesê, hoorie, ons kan nie die SIM-swap vir jou reverse nie, want die nommer behoort nie aan jou nie. Persoon sê toe, maar hoorie, ek gebruik nou die nommer al 3 jaar, behoort hy nie aan my nie. Toe sê hulle, nee, sorry, die nommer behoort aan jou, maar dit is nie meer 'n prepaid nommer, dit is nou 'n kontraknommer. Dan word hulle nou oorgesit aan die kontrakdepartement toe, en daar word daar toe vir die persoon gesê, hoorie, dit is nie 'n kontraknommer, dit is 'n besigheidsnommer. Oh no. En so is hulle oorgesit na besigheid toe, en tot en met nou toe sukkel hulle om net die nodige inligting by die netwerk te kry. En in die tweede plek, dit kom neer op korrupsie binne in instansies. En ons sien baie daarvan deesdae met die Madlanga kommissie byvoorbeeld, die korrupsie wat in die regering en die polisie aan die gang is. Nou, net so met baie instansies, insluitende banke, selfoonnetwerke en ander instansies, is daar korrupsie. Sure. En 'n ou kan doen wat jy kan doen om dit te beveg, maar daar is ongelukkige gevalle wat sal opkom waar jy absoluut geskok nagelaat sal. Ja, Bux sê, so, hy het al 20 jaar sy nommer gehad. Hoe dan nou? Ja, nee, Bux, dit is, ek kan verstaan dat jy nie toegelaat word by hoofkantoor. Kom ons stel dit so. En as jy vir Bux sê, hy sal nie stop met dit, you won't take it lying down. Maar dit is 'n groot skok om te sien en om te hoor, en dit is eintlik ongelooflik. Ou verstaan nie altyd nie so iets gebeur nie, maar dit is nou maar, soos ek sê, dit word toegeskryf aan of 'n vorm van korrupsie of 'n vorm van onbevoegdheid om die werk te doen. En dit sien ons baie af van. Sjoe, Anthony, ons haal ons hoede af vir julle en die werk wat julle moet aanpak om mense te beveilig, om mense se geld terug te kry, om mense, julle het daar 'n maase taak op hande met julle
met julle eenheid. Kan jy verseker mens en kyk dit is partykeer is dit nou dis kom ons altyd vir die mense sê daar moet eers ordentlik ondersoek gedoen word voor 'n ou kan bepaal wat die volgende stap is. Want jy weet tydens so 'n ondersoek moet jy as die ondersoeker moet nou eers mooi pleis. Wat's die slagoffer hier verkeerd? Het hy 'n fout gemaak? Was die slagoffer reg, maar daar is teenoor hom iets gedoen? Wat presies het gebeur en wat presies het veroorsaak dat hierdie ding so gebeur? Maar alles wat kom by jou cybercrime sake. Ja. Jy moet onthou dis 'n baie ingewikkelde veld. Ja. En baie keer as mense jou kontak, het hulle geen idee hoe die probleem eers regtig vir jou te beskryf nie. Hulle weet daar's 'n probleem en hulle weet daar's iets fout, maar hulle is nie regtig seker wat presies het plaasgevind of hoe dit gebeur nie. En dit maak dit taai, maar ons doen dit en ons kry dit reg. En daar's baie suksese gelukkig en ons dank die Here daarvoor. En ons hou maar aan met dit, jy weet. Soos ek sê, dit is nou silly season. Misdaad tel op en ongelukkig is daar sekere sake wat baie meer optel hierdie tyd van die jaar. En die beste wat ons maar kan doen is bewusmaking. Met programme soos die help baie daarmee. En Bik sê so, ek het daai direkteur oor sy tafel getrek en hom amper gemoer. Ek was daar uitgeeskort. Hy sê net daar het my grap gehad en moer die feit verander. Ja, net dit gebeur. En ek is nie seker wie, ek dink is Rian wat hy sê swakste diens gekry by Celsius, was ook lank daar gewees, beklei nou nog met hulle. Ja, dit, ek voel jy beklei teen you're fighting against a brick wall, want party goed sloer net en jy kry nie antwoorde nie. Dis maar moeilik julle. Ja, die groot probleem met so 'n groot organisasie is, jy kan net die foon optel en die baas bel. Exactly. Dit maak dit baie taai. Ja, dit is die waarheid. Anthony, baie dankie. Dankie dat jy weer eens hier by ons kom inloer het en jou kennis met ons kom deel. Baie dankie en ons wens jou 'n geseënde aand toe. Dankie mens, dankie vir die geleentheid. Mag God julle almal ryklik seën. Baie dankie Anthony.